En op 'n stadium gister gaan sit ek in my kantoor. Om stil te raak met die Here te praat en terwyl ek daar sit, raak ek diep bewoor. En ek verstaan nie hoekom ek so voel nie, en ek maak my Bybel oop en ek sê, Here, wat is dit? Hoekom voel ek soos ek voel? En ek sien hierdie prentjie in my kop van 'n kerk, wat ons soos ons hier sit en kerk hou en almal is besig. Maar Jesus Christus staan by die deur, buite die kerk. En ek sê, maar Here, kan dit wees? En as jy Bybel saamgebring het, wil ek vir jy vra of my op te maak by Psalm 24. Ons gaan so 3-4 verse lees, vanaf vers 7. My boodskap, as ek dit titel vanoggend kan gee, wil ek dit sê dat die koning van die konings staan buite en kyk in. En weet jy wat, ek wil eintlik vir jou sê, weet jy wat, die Here se plek is nie daar buite nie, sy plek moet hier wees, as die eregas, want hierdie is sy huis, hierdie is sy plek, hierdie behoort nie aan geen mens nie, maar hy is die eregas, en hy is altyd welkom hier. Maar die hartseer is in vandag se tyd, waar ons sit, is almal is so besig, almal is doen met allerlei dinge, en weet jy wat, die Here word nie geken nie. Hy staan van buitenkant af en inkyk. Vers 7 sê, hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Wie is tog die koning? Die Here koning is die Here sterk en geweldig. Die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte. Ja, hef op ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Wie is dan tog die Here koning? Die Here van die leerskare. Hy is die Here koning. Die Amplified lees dit vir my so mooi. Hy sê, lift up your heads, O gates, and be lifted up, ancient doors, that the King of glory may come in. Amen. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O gates, and lift them up, ancient doors, so that the King of glory may come in. Who is he then? The King of glory, the Lord of hosts. He is the King of glory, who rules over creation with his heavenly armies. Tot sover. Ek wil vanoggend vir jou sê dat jy dalk uit ouer gewoonte opgestaan, klaargemaak, kerk toe gekom, om 'n paar liedjies te kom sing, om na 'n gewone ou boodskapie te kom luister, en weer terug te gaan huis toe. Maar hierdie gaan nie maar net 'n ou gewone ou boodskapie wees nie. Hierdie gaan dalk 'n bietjie vreemd wees, dit gaan dalk 'n bietjie anders klink. Want jy moet verstaan, vanoggend gaan nie oor om lekker te sing nie. Vanoggend gaan nie daaroor om na 'n mooi boodskapie te luister nie, maar vanoggend gaan oor hom, die Here koning, die een wat is, die een wat was, die een wat weer gaan kom. En ek wil vanoggend vir jou vra, waarna het jy honger vanoggend? Waarna verlang jy vanoggend? Wat is jou behoefte in hierdie dag?
Want jy sien, hy wat groot is, hy wat heilig is, hy wat almagtig is, staan gereed om te beweeg in hierdie dag. Maar die ding is, you need to let him in. Amen. En ek wil hê dat jy moet mooi hoor vanoggend. Vanoggend gaan glad nie oor my of oor jou nie. Vanoggend gaan oor een en een alleen. En sy naam is Jesus Christus, die gekruisigde, die koning van die konings, die skepper van hierdie heelal. Want weet jy wat, dit is tyd, laat God weer sy geregtelike plek inneem in die kerk. Dit het tyd geword, dat God weer sy geregtelike plek terugneem in my en jou lewe. Want ek en jy is die kerk. Maar jy sien, ons raak so besig, dat ons heeltemal, we get out of touch met dit. Want jy sien, die realiteit van hierdie dag, is dat Jesus staan aan die buitekant, want deesdae in kerke gaan dit oor niks anders, as om mense te entertain, en mense om net mooi te sing, en dit was so lekker gewees in die kerk vanoggend. Hoekom kom jy kerk toe? Wat is die doel? What is the purpose of you coming here? Is God nog welkom in jou lewe? Want baie keer dink ons raak so vol, want vir al hierdie goeders om ons, al hierdie dinge in ons lewe, dat daar nie meer plek is vir enige iets of enige iemand meer in my lewe nie. Because I'm getting so busy with what's going on around me. Ons staan Sondag na Sondag in die kerk en ons sing koortjies soos U is waardig om die boek te neem. We place you on the highest place. Al die lof en al die eer kom U toe. Ons sing dit, maar die hartseer is, Jesus staan in die buitenkant, want hy is nie welkom in die midde nie. Hy is nie welkom in ons lewe nie. Daar is nie meer plek vir hom in die kerk nie. Ek weet hoeveel kerke is daar hier buite, en ons het al oor gepraat, wanneer die gees van die Here begin werk, as jy in tale wil praat, dan sal hy jou soms stil maak, en jou uitvat. Maar jy sien, because it's all about man. Dit is waaroor het begin gaan het. Dit gaan meer oor die mens, as oor hom. Kan ek vir jou vra, wanneer laas, het jy bietjie gaan stil raak, en gesê, Here, ek wil U vanoggend net loof. Ek wil U vanoggend net prys. Ek wil U naam net groot maak in hierdie dag, want U is waardig. U is die koning van my lewe. Maar jy sien, ons doen dit nie meer nie. En ek wil weer vir jou sê, hef op julle hoofde. O poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die ere koning, ek wil dit sê, weer kan inbeweeg. Wanneer laas het jy vir jou bietjie vir jouself gesê, vergeet van dit wat ek wil hê. Want jy sien, wanneer ons oë sluit, is dit altyd, Here, wat ek wil hê. Maar wanneer laas het ons hom geëer? Wanneer laas het ons hom geprys? Weet jy wat, ek wil vandag vir jou sê, begin hom meer aanbid, begin hom meer prys, maak plek vir hom in jou lewe, maak jou poorte oop, en sien hoe die Here in jou lewe gaan begin beweeg. Hoe baie maal sit jy in situasies, ek weet of jy al so gevoel het nie, jy bid, maar nader dat jy nie meer woorde nie, you don't know what to say. Weet jy wat, raak dan bietjie stil, sit die radio af, sit die TV af, sit bietjie oordenk met worship muziek, en worship net die Here. Want wat gebeur? Psalm 95 vers 1 sê,
Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofsange hom te gejuig. Nou verstaan ek nie so lekker as ek nou hier lees nie, en ek is nou nie om kerke uit te haal. Hy sê, gaan my poorte in, met lof, met 'n gejubel en gejuig. Nou, hoekom is daar nou stilte bordjies by van die kerke op? En terwyl ek nou maar sê, hoeveel Pinksterkerke is stil geword? Yes. Hoekom het ek stil geword? Kan ek vir jou sê, hoekom, kind van God? Wat ons en die Heilige Gees by die agterdeur uitgedryf. Yes. Ons het die Heilige Gees uitgewerk in die kerk. Because we do not want to be confronted. Ek wil vandag het weer sê, ek het al van tevore gesê, as God se Gees nie hier welkom is nie, sluit ek hierdie kerk se deur. Ja, I do not want to be here. You preach it, brother. As God se Gees nie mag beweeg in 'n plek nie, wat soek jy daar? Amen. Wie wat die woord leer my, en hy sê, dink is in Psalm, waar kan ek nie onthou nie. Hy sê daar, hy sê, die Here lewe onder die lofsange van sy kinders. Hoekom sing ons in die kerk? Hoekom het ons prys en worship in die diens? Wie weet? Wie kan my sê? Want weet jy wat as jy is nie maar net besig om die pastoor te entertain. Jy is nie maar net besig om jouself te laat goed voel nie. Jy is besig om 'n fondasie te lê vir God se Gees om te kan begin beweeg. Halleluja. Wat die woord sê, hy lewe onder die lofsange van sy kinders. Hoekom lê ons 'n fondasie? Want ons het 'n behoefte na God se krag. Ons het 'n behoefte na die beweging van God se hand. Want wat beter kan ons hê as God se Gees beweeg in 'n plek? Ek het in die week het ek vir hulle gesê, ek is met so lief vir die Gees van die Here. As die Gees van God beweeg, wat meer wil jy hê? I will just sit and worship Him the whole day. Let Him move. Let Him touch. Let Him heal. Amen. Because nobody can do it like He can. Amen. En hoekom doen hy dit? Want hy lewe onder die lofsange van sy kinders. So as jy Sondag weer na die kerk toe kom bietjie in met 'n ander mindset. As ons weer 'n koortjie sing, moenie sê, ag, kyk, maar weet daai koortjie nie. Dan bly jy soos nie 'n koortjie tot by werk nie. Ek kry ons manne wat dit nie. Maar weet wat? Ons sing nie die goed vir ons eie beswil nie. Ons sing dit tot eer en verheerliking van die Ere Koning, om 'n fondasie te lê sodat hy kan opkom en kom doen wat net hy kan doen. Wanneer jy by die huis is, wanneer jy in jou kar is, ek het al vir myself gesê, ek dink mense moet dink ek is nie lekker my kop nie. Want ek beloof jy, baie keer entertain ek myself so in die kar. Terwyl ek ry, dan praat ek met die Here en ek sing en ek maak die naam van die Here groot, want weet jy wat? Hy beweeg nie net in die kerk nie. Hy is daar by jou in jou kar, in jou huis, in jou kamer. Maar die ding is, you need to want Him. Verheerlik die Here. Ag, my pastoor, jy al gehoor as ek sing, ek klink soos 'n kat op 'n warm plaat. Ja, daar is 'n paar mense wat so sing. Ek het 'n basketbalspeler gehad wat gesê het my vrou sing deskant. Ons moet uit vir deskant wat. Maar weet jy wat? As hy kan maar hoe deskant sing. Yes. If it comes from here, Amen. it's golden to God. Wanneer dit op die ore van die Here val, klink dit nie soos dit vir ons klink nie. Jy kan maar vals sing. Want as dit by die Here kom, daar's auto-tune op wat jy wil doen. Dis auto-tune. En wanneer dit by die Here aankom, is dit 'n welriekende offer.
En wanneer hy dit hoor, weet jy wat sien ek in my geestesoog? Wanneer ons God se naam so groot maak, hoe hulle die engele oor die balkon van die hemel loer en so afkyk en sê, ons het vanoggend maar doodjie gesing, there's a song holy angels cannot sing. Amazing grace, how sweet the sound. Weet jy voorreg is dit om hierdie goed te kan doen? So sing maar vals, it's still music to God's ears. Want hoekom? Hy lewe onder die lofsange van sy kinders. Ek kan ook vanoggend sê, maar pastoor, wat sy boodskap is dit in die? Hierdie is nie veronderstel om net 'n boodskap te wees nie. Maar hierdie gaan vanoggend oor Jesus Christus en hom wat die erekoning is, wat aan die buitekant staan, want hy hoort nie daar nie. Hy hoort binne in my hart, hy hoort binne in die plek van aanbidding waar hy geprys moet word. Toe ek gister in my kantoor gaan sit en ek raak stil en ek lees hierdie gedeelte en ek hierdie prentjie sien, toe raak ek hartseer. Wat weet jy wat? Hy is die hoof van die kerk. Hy is die Here koning. Hy is die hoofpriester. Hy is die begin en die einde. Hoe vermetel kan jy wees? Kan ek dit maar so sê? Mag ek dit sê? Dat ons hom nie in sy eie huis verwelkom nie. Maar hoor vir my kind van die Here, he doesn't need to be outside, he needs to be on the inside. Hy moet die ereplek in die kerk hê. Hy moet die ereplek in jou hart hê. Maar jy sien, soos ek nou gesê het, it gets so cluttered, dat daar nie 'n plek is vir enige iets of enige iemand nie. Wat jy sien, wat doen ons? Die woord sê, die Here klop aan ons hartsteer. Kan ek vir jou sê dat hy sê die enigste een wat klop nie? Daar's ander dinge wat ook aan jou hartsteer kom klop. En wat doen ons? Ons is baie vinnig om oop te maak en te loer. En kan ek vir jou sê wat doen die vyand? If you open up an inch, he's gonna take it. He's gonna keep his foot in the door. Jy gaan nie die deur kan toemaak nie. And eventually, there's another knock. En as jy oopmaak, is dit nog 'n groter stukkie by die deur. En voor jy ook kan uitvee, sit jy met 'n hart wat geen plek het vir niks anders in jou lewe nie. Ek het laas jaar, ek dink dit was November, het ek 'n boodskap gebring oor om skoon te maak met 'n verskil. En weet jy wat? Die Heilige Gees het nie vir net hierdie boodskap op my hart gelê nie. I think it's time that we need to start cleaning up a bit. Jy maak nie eenmaal jou huis skoon en los dit nie. Ek ken 'n paar mense wat dit doen. It needs to happen continuously. Skoon maak, plek maak. En ek lê vanoggend baie swaar, maar dat ons moet skoon maak, dat ons moet stokvat. We need to clean up. We need to get rid of the things that's not supposed to be there. Want weet jy wat? Partykeer, ons raak so, jy moet oor goed klim. Was jy al in 'n plek wat so vol goed is, dat jy nie kan loop nie? Jy moet oor goeders klim om iewers te kom. Dit hoort nie so te wees nie. Ons moet skoonmaak, sodat die erekoning kan in beweeg. Jy moet verstaan, vanoggend, God sal net beweeg, waar hy welkom is, om te beweeg. God sal net beweeg, waar hy geëer word. God sal net beweeg, waar hy geaanbid word. Aanbid jy nog die Here?
En hy praat nie net van 'n Sondag by die kerk nie. Eer jy nog God in alles wat jy doen? Is hy nog welkom in jou lewe? Dankie asseblief. Openbaring 3 vers 20 skryf daar en hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Ek wil volgens vir sê, kind van God, hef op julle hoofde. Open the gates so that he can come back in. So that he can come back into the place where he belongs. Wat jy sien, hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Nergens in die Bybel sien ek wat hy sê, I'm going to kick the door down to get to you nie. Nergens sien ek dat hy homself gaan op jou afdwing nie. Hy gaan homself nie op jou afforceer nie. Maar hy sê, ek staan by jou hartsdeur en ek klop. En die woord sê, as jy oopmaak, you need to open the door. Sê, ek sal ingaan en ek sal saam met jou maaltyd hou. Die Here staan daar buite jou hart in hierdie dag, maar ek wil volgende vir jou sê, kind van God, he wants to come in, he wants to spend time with you, hy wil by jou inkom en hy wil met jou 'n maaltyd hou. Maar jy het nodig om die deur op te maak. Die Here kom in Jerigo aan Jesus Christus. En hy stap in die stad in. En daar's 'n man wat gehoor het van Jesus. En hy wil vir Jesus sê. En klim in 'n boom. En die Here kom tot by die boom. En ek wil volgende vir jou sê, die wat er oor het, hoor wat die Gees van die Here volgende vir jou sê. Wanneer is by die boom, en hy sê vir jou, kom af. Ek gaan by jou inkom vandag. Ek gaan saam met jou 'n maaltyd hou vandag. Kom af. Ek gaan vandag in jou huis bly. Ek het 'n afspraak met jou. Ja, ek weet hierdie is dalk nie die tipe boodskap wat jy dalk verwag het vanoggend nie. Die boodskap gaan oor hom wat met jou wil 'n maaltyd hou in hierdie oggend. Hy staan aan die buitekant en ek wil vandag vir jou sê, kind van God, hy hoort nie daar nie. Hy hoort nie buite nie, hy hoort binne. En my binneste vanoggend in my kantoor sit ek en ek huil en ek sê, Here, hierdie noodroep. Die Here sê, ek wil vanoggend met jou 'n maaltyd hou. Maar dan kry jy mense wat besig is en sê, soos ek laasweek het genoem het, nie vandag nie, Here. Ek het nie nou die tyd nie. Weet nie hoe ek wil sê nie. Maar wat is vandag die laaste tyd is dat jy geleentheid kry vir dit? Ek hoor die roepstem wat sê, wil jy nie maar jou hartsdeur oopmaak nie? Wil jy nie maar ag gee op die geklop nie? Ek wil volgende by jou plek, kind van God gee, ag op die inspraak van die Here in hierdie dag. Wat vir jou sê, maak op die poorte.
sodat die Here Koning kan beweeg. Hoe staan jou saak met dit? Hoe staan jou saak? En ek praat nie van sonde nie. Ek praat van hoe staan jou saak met God ten opsigte van jou bereikbaarheid vir hom. Want soos ek sê, we get so busy, we get so distracted, dat ons nie meer tyd het vir hom nie, dat ons nie meer tyd maak vir hom nie. Jy is dalk so besig dat jy nie eens meer aan hom dink nie. Met alles wat in die gang is, vergeet ons so maklik wie hy is. Ons vergeet so maklik dat hy die kern is van alles. Hy is die kern van jou en my bestaan. Hy is die rots op wie ek en jy veronderstel is om te bou. But how can you be building on the rock if he's not even there? If he's standing on the outside? Ek is klaar, ek gaan nie verder aangaan met hierdie ding, maar ek wil vanoggend veel vra, wil jy nie net daar waar jy staan op jou voete staan? Kiet aan op een ander, ons is nie. God sê weer op jy so. Ek vra vir jou vanoggend, hoe lyk jou beskikbaarheid vir jou? Ek wil ons met hierdie liedjie sing, met naam speel. For he is Lord. En ek wil jou vra, moet dit nie sing, omdat ek vra, jy moet dit sing nie. Sing dit vir hom, wat het verdien. Sing dit vir hom, wat sy lewe vir jou afgeleid, wat jou gekoop het, met sy bloed. Kom ons sing dit vir hom, die Here Koning, die hoof van oudtydse Pinkse bedieninge, want hierdie is nie my kerk nie, dit is God se kerk. Hy is die enigste een wat in beheer is van hierdie plek. Geen persoon is in beheer van hierdie plek nie. God is in beheer van hierdie plek. Dit is sy kerk. En hy sal hier vereer word. Sing het vanoggend en sê, Here, dankie Here, wat jy vir ons gedoen het. Aanbid die Here vanoggend, nie vir dit wat ek vir jou kan doen nie, maar vir wie hy is. Halleluja. That Jesus Christ is Lord. Aanbid die Here vanoggend, want hy is waardig.